Everything's wrong for me. Try to forget and never see. There's angels for miles, for all the things they have done. There's angels for miles, more than everyone. As hy. Massa dankie. Was the one for her love. There's angels for miles, for all the deeds they have done. There's angels for miles. Daar's 'n goeie middag almal. Hartlike welkom hierso by die roudiens, troostdiens van Alice en ja, welkom aan almal van julle by Algoa Gemeenskapskerk. My naam is André Lourens, ek sal die verrigtinge vir ons waarneem en ja, niks wat ek gaan sê gaan dit beter maak nie. Niks, dit is die dood bring hartseer en pyn. Dis veronderstel om so te wees, want dit beteken daar was liefde. Jesus staan en hy kyk na die toestand van Jerusalem en hy huil en hy's hartseer. Hy staan by Lazarus se graf en hy huil en hy het hartseer en hy was volledig mens en daarom weet hy ook presies wat ons deurgaan wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan. So my gebed is dat die Here, die Gees, julle sal kom troos as familie. Kom ons maak die oë toe en open ons net met gebed. Almagtige Hemelvader, Here, dankie dat ek die voorreg het om hier te kan staan en hierdie familie en vriende te kan bedien. Here, ja, ons is hier saam, Here, in U naam. Ons is hier saam en daarom wat U woord sê, waar 2 of meer in U naam vergader, daar is U. So Here, U is ook hier by ons as geliefdes, familie, vriende van alles. En Here, my gebed is dat U hulle sal kom troos, soos 2 Korintiërs 1 sê, Here, en die Gees sal ons kom troos. Maar Here, ek staan hierso voor hartseer familie en vriende en Here, soos ek nou vir hulle gesê het, ek het niks om dit beter te maak nie. Maar Here, U het vir my 'n woord gegee om te bedien en Here, kom gee dit net so oor in U hand. En ek kom bid dat U dit ons sal kom bedien daarmee. Here, is nie ek nie, vat my weg, sit my agter die kruis en Here, U kom bedien ons. En Here, ek eer U in Jesus naam. Amen. Die liedjies en die instap en uitstap liedjies en die liedjies wat ons gaan sing, alles so deur die familie gekies en
En ja, so, maar alles vorm 'n mooi prentjie. So kom ons staan, dan open ons eers met ons eerste lied, die lied Amazing Grace, dis 'n weergawe van Junita Du Plessis. En kom ons staan en sing dit saam, hartlik tot eer van die Here. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God's grace that taught my heart to pray, and grace my fears relieved. How precious that grace would be. My first belief. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. He loved oh, so my soul my dear concert Heilige Gees, Here kom bedien U ons. Vat my weg, Here, sit my agter die kruis. Dat niemand na my sal kyk nie, maar Here, U woord sal hoor, U hart sal sien.
en ons dankie in Jesus naam. Amen. Dankie julle, kom maar, julle sitplekke inneem. Ek wil eers begin deur, soos ek elke begrafnis of roudiens begin deur te sê, ek het nie so 5 begrafnispreke wat daar reg lê en ek gryp ene en kom bring hom nie. Dit werk nie so by my nie. Ek gaan na die Here toe en vra, Here, wat wil U vandag sê vir ons, vir die mense wat hier is? So, nietemin dieselfde gedoen met vandag en die Here bedien my met die woord. En as ek die woord moet opsom is die vraag eintlik, wat is die odds? En maar bietjie meer daaroor. Jare terug was ek in die polisie, totdat die Here my kom uit die polisie uithaal het en my hart kom druk het, laat ek permanent in die bediening moet inkom. Maar ek het een ding geleer in die polisie, dat statistiek is baie belangrik. Statistiek in misdaadstatistieke en wat ook al, die polisie is vrek oor statistiek. Maar ons het altyd die sê ding gehad in die polisie, so grappenswys, van statistiek is soos 'n lamppaal. Hy kan 'n dronk ou reg ophou, maar hy kan hom nie nugter maak nie. En ja, jy wonder seker nou, waar gaan ek nou hiermee heen? Ek wil begin deur so 'n paar statistiek vir julle aan te haal. 63 miljoen mense in Suid-Afrika vandag. Nogal 'n hele klompie. Die nuutste syfers wys 33,6% is werkloos. So 1 uit elke 3 persone in hierdie land is werkloos, het nie werk nie. Die statistiek wys R5,000 per persoon per maand, dit is wat elke persoon of wat die gemiddelde persoon in hierdie land verdien. So as jy meer as R5,000 kry, dan leef jy bo die gemiddeld in hierdie land. Die statistiek wys 10% van al die mense in ons land neem kompeterend aan sport deel. Dit is nou skoolsport, rugby, atletiek, cricket, you name it, wat se sport ook al, 10%, net 10% van die land neem kompeterend aan sport deel. En dan wys statistiek ook, dan wys statistiek ook dat daar 'n 0,02% kans is vir enige iemand om 'n professionele atleet, en dan met atleet bedoel ek rugbyspeler, cricketspeler, om 'n professionele sportman te wees. 0,02% kans vir ons kinders, as jy kinders het, om 'n professionele rugbyspeler te word. En dan wonder 'n mens, hoekom ek dit nou vir julle sê is, as ons nou eerlik is met mekaar, dan moet ons sê, maar daar word miljarde rande elke jaar op rugby en op sport gespandeer. En natuurlik is dit ons land se trots in baie gevalle, soos met die bokke en al daai tipe van dinge. Maar die vraag is, so baie geld en so baie tyd en so baie effort gaan in iets in wat 0,02% van hierdie land raak. En dit is nogal iets om aan te dink. Ouers spandeer massiewe bedrag geld met skole rugby om hulle kind in 'n goeie skool te kry. Ekskuus tog, die sinus se plaas so bietjie.
spandeer al die effort, tyd en geld om hulle kind in 'n goeie rugby skool te kry of in 'n goeie cricket skool of in 'n goeie span te kry sodat hulle 'n sukses kan maak van hulle sport. En dit bring my nou terug by die begin, die vraag, wat is die odds? En die odds is 0,02%. En ek is nou nie 'n dobbelman nie, ek is nou nie 'n gambling man, soos die Engelsman sê nie, so ek gaan nie my geld op dobbel spandeer nie. Maar as jy nou 'n gambling man was, en iemand sê vir jou, jy het 'n 10% kans om te wen, sou jy die kans gevat het? Ek dink nie so nie. Of as hulle vir jou sê 30% kans om die lotto te wen en dan begin jy dalk 'n bietjie meer daaroor dink. Maar miskien is jy dan nog nie 30% is te min. Maar as hulle vir jou sê, okay, daar's 'n 50% kans dat jy kan hierdie jackpot wen, dan gaan jy miskien so bietjie anders daaroor begin dink. Kom ons vat 'n ander scenario, kom ons vat dit closer to home hier, na ons eie liggaam toe, en ons sê, as ek of jy vir operasie moet gaan, en die dokter sê vir my, daar's 'n 10% kans vir sukses van die operasie gaan jy doen. Ek vir hom sê, nee, jy is mal, jy los my nes ek is, jy raak nie aan my nie. As hy vir jou sê 30% kans vir sukses op hierdie operasie, gaan jy 10-1 nog steeds vir hom sê, nee, die odds is te laag, ek gaan dit nie doen nie. Sekere mense met rugoperasies moet maar die 50-50 vat. Die dokter sê, is 50-50, dis 'n 50% kans. Maar hulle het nie 'n keuse nie. Maar as die dokter vir jou sê, man, is 'n 80% kans dat jy genees gaan wees en dat hierdie operasie 'n sukses gaan wees, dan gaan jy vir hom sê, yes, kom ons go vir dit. Dis goeie odds. Nou vandag wil ek jou vertel van 100% odds. Ek wil vir jou vertel ek wil vir jou 'n garantie gee, ek wil vir jou 'n brief gee met 'n polisiestamp op, so gaan dit wees. Ek wil vir jou daai 100% versekering gee. En ons lees dit in Romeine 14, vers 11 en 12. Romeine 14, Paulus is in die woord, hy skryf die brief aan die gemeente aan Rome, en hoofstuk 14 begin waar hy moet vir hulle sê, aanvaar mekaar, moenie mekaar oordeel in klere en in wat julle eet en in al sulke kleinighede nie, aanvaar mekaar soos broers en susters en wees lief vir mekaar. En dan kom hy by vers 11, en dan skryf hy, want daar staan geskrywe, en dan haal hy aan uit Jesaja 45 uit. So seker wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal my as God bely. Elkeen van ons sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen. 100% kans dat dit gaan gebeur. Dis die beste odds wat jy kan kry. 100% sekerheid. Elkeen van ons se knie sal buig en elkeen van ons se mond sal bely dat Jesus Christus Here is. En niemand gaan al verbykom nie. Nou is my vraag, kom ons kom nou terug by die hele statistiek storie. As dit die 100% odds is, hoekom spandeer ons mense so baie tyd op ander goed? Al die verkeerde dinge. Hoekom spandeer mense so baie tyd eerder op rugby, op sport, en daar's niks fout met sport, ek het nou sport sommer nou maar gebruik as 'n voorbeeld, want ons almal gaan dit verstaan. Maar ons mense gebruik soveel van ons tyd, geld en effort
op anders nerd en die 100% odds, kyk ons mis. Jy sien ons almal het hierdie stukkie lewe op aarde. En 'n so klein stukkie bestaan van ons bestaan wat ons lewe op aarde is. En vir ons almal is dit anders. As ek reg is, was Alice 62? Vir haar was dit 62 jaar. Ek het al mense begrawe wat bitter jonk is, tieners, kinders, en jong mense en ou mense en enige ouderdom. En dit wat vir ons almal waar is dat daai klein stukkie bestaan van ons op aarde, ons net een doel het. En dis om voor te berei vir ewigheid hierna. Vir ons almal dieselfde. Vir ons almal dieselfde. Wat ons doen met daai stukkie tyd op aarde en hoe jy voorberei vir watter ewigheid ek en jy gaan beleef na hierdie werklikheid van hierdie ou stukkie lewe op aarde. Dis ons almal se keuse. Maar die 100% odds is die. Elke knie sal buig en elke mond sal getuig dat Jesus Christus Here is. Maak nie saak hoe jy voorberei het nie. Jy vra miskien vir my, nou, hoe doen 'n mens dit? Hoe gaan ons te werk om ons effort, ons tyd, ons geld en alles in te sit om 'n meer produktiewe voorbereidingstyd te hê? En ek wil vir julle lees uit Filippense 4 uit, 'n baie bekende hoofstuk, seker julle almal het hom al gelees en gehoor. En vers 4 ken almal, verbly julle in die Here, ek herhaal verbly julle. Die blydskapboek, Filippense. Paulus skryf die brief aan die Filippense en dan kom hy by hierdie gedeelte. Maar ek wil nie vandag gaan nie met julle praat oor blydskap nie. Ek wil hierdie stukkie vir julle so half agteruit lees. Ek wil begin by vers 8. En vers 8 sê vir ons die volgende. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. En dan wil ek vers 7 lees, en dan raak die volgende vir ons waar, wanneer ons dit doen wat Paulus daar gesê het. Vers 7, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en julle gedagtes waak. Jy sien ewe skielik, as jy dit doen wat Paulus sê, rig jou gedagtes op die goed wat prysenswaardig is, rig jou gedagtes op die regte ding, rig jou effort en jou geld en jou tyd op die regte ding. Dan raak dit van ons waar dat die vrede van God, wat alle begrip oortref in Jesus Christus, oor ons harte en ons gedagtes heers. Hoe lyk so 'n lewe? Julle vra die mooiste vraag. Ek lees vir julle Romeine 12 vers 1 en 2. Ekskuus. Romeine 12 vers 1. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is, aan God aanneemlik. Die ou vertaling het gesê, aan God welgevallig. Dit is julle sinvolle godsdiens. Ou vertaling het gesê, dit is 'n redelike godsdiens.
Paulus maak nie eens 'n groot storie daarvan nie. Hy maak nie eens 'n groot bohaai daaroor nie. Hy sê, dis 'n redelike godsdiens, dat ek my liggaam moet stel as 'n offer tot Jesus Christus, wat sy lewe opgeoffer het vir my. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Jy sien Paulus sê, wanneer ons gedagtes op die regte goed fokus, wanneer ons fokus op die regte plek is, en nie fokus op al die snert van die wêreld, en op onvergewensgesindheid, en haat, en kwaad, en al daai goed nie. En ons fokus op die Here Jesus Christus, en dit wat goed is in hierdie lewe, dan raak ons lewe 'n offer tot Jesus Christus. En hy vernuwe ons harte en ons denke, sodat ons liggame kan stel as daai offer. En dis 'n redelike godsdiens, 'n sinvolle godsdiens. Ek gou vir julle lees in Jesus se woorde, Matteus 6, vers 20. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Is dit nie mooi gesê nie? Hy sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, maak vir jou skatte bymekaar deur jou fokus, jou effort, jou geld, jou tyd, jou effort in hierdie lewe, daai kort stukkie voorbereiding, so voor te berei, dat ons skat in die hemel is, want waar jou skat is, gaan jou hart ook wees. Ek wil gou vir julle 'n prentjie wys. Oom Pieter sit maar hy. Hy sal nou wel wees. Nou die prentjie gaan seker so bietjie weggee van my ouderdom, want toe ek nou groot geword het en klein was hier in die laat 70s, 80s, toe was Charlie Brown nog die comic books wat ons gelees het. Nou hierdie prentjie is nou Charlie Brown en Snoopy. En Charlie sê vir Snoopy, we only live once, Snoopy. Met die idee man, Snoopy kom, ons geniet ons lewe, ons leef tog net een keer. En dan antwoord Snoopy so mooi, you're wrong, Charlie. We only die once. We live every day. Jy sien, elke oggend het ons 'n keuse. Elke oggend staan ons op en ons het 'n keuse. Wat gaan ek vandag doen met die Here se genade? En ek het eers besef dat toe ek nou die preek voorberei het en toe ek nou ons die lied sing Amazing Grace, die hele gedagte is in Amazing Grace se woorde vasgevang. We live every day, we die only once. Of julle gou lees laaste teks, ek's amper klaar. Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Jeremia sit daar in Babylon en hy skryf die klaagliedere en hy skryf, dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Die ou vertaling het gesê, sy genade is elke oggend
niet. Jeremia vra, Here, dit is eintlik 'n wonder dat U ons nie doodgemaak het met dit wat U volk aan U gedoen het nie. Dit is eintlik 'n wonder dat die Here nie vir Adam doodgemaak het toe hy gesondig het nie. Maar daai liefde en genade vir sy kinders, wat elke oggend nuut is, gee vir ons elke oggend 'n kans. Elke oggend 'n nuwe kans. Here, ek staan op, wat gaan ek vandag doen met hierdie dag? Waar gaan ek my gedagtes fokus vandag? Waar gaan ek my effort, my krag, my geld, waar gaan ek my gebed op fokus? Op al die negatiewe dinge, op al die verkeerde dinge? Of gaan ek my lewe so fokus dat ek nie deel van 'n 0,02% odds is nie, maar deel van 'n 100% odds is. Dat die dag as ek daar voor die Here staan en hy vra vir my rekenskap van my lewe, dat ek kan sê, Here, hierdie klein stukkie lewe wat ek gehad het, wat U my gegee het ek voorberei vir hierdie dag wat ek voor U staan. Ek het voorberei vir hierdie dag, Here, ek het uitgesien hierna, want dit is my beloning. 'n 100% odds, 100% kans, gegarandeer, ons almal gaan daar staan. Wat maak ons met daai genade, wat maak ons met daai liefde, wat elke dag nuut is? Jy sien, om terug te kom na die grapenwysstelling wat, soos ek sê, wat ons in die polisie gehad het, van statistieke soos 'n lamppaal, hy kan 'n dronkou reg ophou, maar nie nugter maak nie. Bring my terug by ons lewe. Jy sien, net deur te weet wat die regte ding is, laat jou nie die regte ding maak nie. Dit is effort, dit vat 'n keuse, dit vat 'n effort en 'n inspanning elke dag, waar ek my tyd, my fokus, my geld, my alles moet inspan, om te sê, Here, dankie vir U genade vir vandag. Dankie vir hierdie dag. Here, dankie vir U offer. Ek wil my lewe leef, sodat U daardeur verheerlik kan word. So wat is die odds? Wat is die odds in jou lewe? Ek weet nie. Dit is wat elkeen vir homself moet besluit en elkeen vir homself moet uitklaar. Maar die odds laat ons daar gaan staan en Romeine 14 vers 12 gaan waar wees. 11 en 12. Dit is 100%. Amen. Ag Here, dankie vir U woord. Here, U is amazing. Here, 2000 jaar terug Here, het U vir ons hierdie offer gebring en hierdie geskrifte word geskryf wat ons vandag in die Bybel het en wat U ons mee leer, Here, en 2000 jaar al, Here, leer U ons, Here, en U hart is eenvoudig. Ek het julle so lief gehad dat ek my seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, vir 2000 jaar het elke mens 'n keuse, en vir 2000 jaar, Here, is die grootste deel van ons aandag op 'n 0,02% odds. Heilige Gees, my gebed is dat U sal kom
en ons harte so sal kom aanraak en ons so sal help, Here, om ons fokus, ons effort, ons lewe so in te span en so te fokus op U, Here, dat ons daai lewende offer vir U kan wees. Here, dat U ons gedagtes sal kom vernuwe en dat die vrede van U vrede in Jesus Christus in ons hart en oor ons gedagtes sal waak. En Here, dan kan ons eers by Filippense 4 vers 4 uitkom wat sê, Here, ons kan ons verbly in U. Dan kan ons eers daar uitkom. Maar Here, dankie vir U woord en soos ek bid, Here, asseblief kom maak dit 'n realiteit, Here, in ons elkeen se lewe. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons voort met die lees van die begrafnis pamfletjie in liefdevolle herinneringe aan Alice Potgieter, gebore 21 Mei 1964 en oorlede die 6de van hierdie maand hierdie jaar. Met liefde onthou ons Alice Maria Potgieter. Gedenkdiens vind plaas vandag se datum hier by ons gemeente en die verrassing is privaat na die tyd. Die slipperdraers is Jeneline Renison en Jaden Potgieter. Die draers is Quintus Renison broer, André Renison broer, Benny Renison broer, Aubrey Delport swaar, Helena Delport suster en Rochelle Botma suster. Die musiek soos julle gehoor het, die instap was Medals for Mothers. Musiek tydens die fotovertoning sal Mama van Kid Herren en Nicholas Lou wees, wat julle nou sal hoor. En dan ons liedjies wat ons dan nou sing is ook daar, Amazing Grace en Nader my God by U. Die bedanking sal ek nou doen. En dan na die tyd sal daar 'n simboliese kerkseremonie wees wat Jeneline Renison en Jaden Potgieter sal doen hiervoor met die kerse. Musiek met die uitstap is In die Hemel van Junita Du Plessis en dan sal daar buite wanneer die lijkswaarry sal 'n lied speel, Jealous of the Angels. Ek lees vir ons daar's 2 familiebriewe, een van Corneille en een van Jaden, daar in die begrafnispamfletjie. Mama, ek was nie reg om Mama nou al te verloor nie. Maar ek vind vrede daarin dat Mama op 'n beter plek is, by Papa. Mama sal altyd in my hart bly. Ek is onbeskryflik baie lief vir Mama. Eendag sal ons weer by mekaar wees. Dankie dat Mama my so goed groot gemaak het. Mama het deur goeie tye en slegte tye by my gestaan. Ek kon altyd om Mama se knoppie druk. Dankie dat Mama so goeie ma vir my was en so goeie ouma vir my seentjie. Ek is trots op Mama, my ma, om Mama my ma te kan noem. Ek sal Mama altyd trots maak. Mis Mama verskriklik. Baie liefde van Corneille. En dan van Jaden, ek verstaan nog nie mooi die groot mens dinge nie, maar ek wil dankie sê vir al ouma se liefde. Ek is maar nog klein, maar het soveel liefde gekry in die kort tydjie wat ek saam met ouma gehad het. Miskien sal ek vergeet soos ek ouer word, maar ek weet, my hartjie sal ouma altyd mis. Dankie vir ouma se liefde,
Ek weet, my pappa sal my vertel van ouma soos ek groter word. En dan sal ek aandagtig luister en hy stories sal my mooiste herinneringe word. Van Jaden, ek neem aan dis hy rooikop seentjie wat hier rondhardloop, te pragtig sy. Dan familie het my ook gevra om die bedankings vir julle voor te lees of voor te hou. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir elkeen se ondersteuning tydens die afsterwe van my ma. Aan Ooskaap begrafenisondernemers wil ek baie dankie sê vir alles wat julle gedoen het. Julle geduld tydens hierdie tyd en dat julle so mooi na my ma gekyk het. Julle het alles so mooi gemaak en hanteer. Julle word opreg waardeer. 'n Spesiale dankie aan oom Willem, dankie vir die besorg van my ma. Die geduld en verstaan tydens hierdie moeilike tyd. Aan Algoa Gemeenskapskerk, dankie dat julle vir my ma hier die pragtige diens gehou het. Dit word opreg waardeer. Laastens baie dankie aan elkeen wat vandag saam kom afskeid neem van my ma. Die teenwoordigheid, liefde en ondersteuning beteken regtig baie vir my. En dan ook 'n groot dankie aan almal wat gehelp het met al die reëlings om vandag moontlik te maak. Maak nie saak groot of klein nie, dit word baie waardeer van Corneille. Ons gaan nou net so sit, dan gaan ons na 'n foto slideshow kyk van Alice. Sodra die slideshow klaar is, of ek sal dan verder verduidelik. Kom ons sit net so, dan kyk ons net na die slideshow van Alice. Mama, dankie vir wie ek is. Dankie vir wat ek nooit sal wees. Daar's baie wat ek kan sê. Sag vergeet my. Mama, jy was nog altyd daar. Jy my geleer en my bewaar. As ek my lewe hoor, kan kry vrees ek maar. Staan by my, daar by my. Ek weet jy gedroom, ek weet jy gevoel. Ek jammer ek was nie altyd onder jou. Maar kus wat ek kus, wat maak my geluk. Ek was jou, ek was jou. Mama, miskien was ek verkeerd. Jou daar sal ek nooit vergeet. Vandag wil ek dit jammer sê. Ek is lief vir jou. Vergeef my. Vergeef my. Ek weet jy gedroom. Ek weet jy gehoor. Ek is jammer en was nie altyd onder jou. Maar kus wat ek kus, van maak my geluk. Ek is jou, maak my
Pragtig. En dis die herinneringe wat altyd saam met julle gaan wees. Die dood bring wel tydelike skeiding vir elkeen wat in Christus is, sê Paulus vir die Tessalonisense, ons is anders as ander, ons het hoop om mekaar weer te sien. Maar vir tydelik is daar die skeiding, maar daai herinneringe en liefde sal julle altyd bybly. En dis wat ons saamdra in ons harte verder. Ons gaan nou staan, dan gaan ons afsluit met ons slotlied, Nader my God by U. As die lied klaar is, gaan ek vir ons afsluit met gebed en die seën uitspreek, en dan sit almal net so 'n oomblik, dan sal daar die uitstap lied begin speel in die hemel. Ons sal so rukkie in hom in luister, dan sal ek vir Jeneline en Jaden vorentoe begelei vir die kersseremonie, en as die kort kers is verteenwoordig Alice se lewe op aarde, en die lang kers verteenwoordig haar ewige lewe in die hemel wat Jeneline dan sal aansteek, en die kort ene uitblus, wat ook symboliseer die aardse bestaan wat nou klaar is, en die ewige bestaan wat voortgaan. Charles Spurgeon het een keer gesê, when we die, we don't stop living, we only stop dying. En dink oor daai stelling, want ons hou nooit op het leef nie, ons het 'n ewigheid wat ons aanleef. Maar in elk geval, so ons gaan nou staan, dan gaan ons sing, en dan as hy klaar is met die kersseremonie, dan kan al die draers na vore kom, en die ondernemer sal julle uitbegelei. By die lijkswaar gaan ons almal so rondom staan, hulle gaan eers ietsie uitdeel, dan gaan ek vir ons daar voortgaan met die begrafnisformulier, en almal sal 'n tydjie kry om te kom, hulle laaste totsiens sê daar. Dan wanneer die lijkswaar, hulle gaan ballonne uitdeel, so wanneer die lijkswaar vertrek, los almal die ballonne, wat dan die mooi symboliese handeling het van opgaan, en daarna wanneer julle gereed is, kan almal maar net so weer teruggaan, dan sal verversings in die saal daarna. So kom ons staan dan, sluit ons af met ons slotlied.
Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u woord. En dankie, Here, vir die waarborg. Here, dat elkeen van ons wat in Christus sterf, saam met u sal wees en sal uitsien na daai dag wat ons voor u staan. Ontvang u seën en gaan in sy vrede. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in ewigheid. Amen. Kom ons sit net so 'n oomblik, dan sal die lied begin speel. Ek wonder soms, hoe kom dinge gebeur? En ek weet baie vrae in jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy nou my vlam dan ek is by jou gees. My tyd om altyd is verby. My lewe is algemeen. En ek weet jy moet bly, maar ek sal nooit vergeet. Ek is nou in die hemel. Ek wil net anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Die kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart staat by jou. Nou is ek die enige Die draers kan maar vorentoe kom. om jou ek sien jou trane ek weet kom dit afdroog. Ek wil nie heen jy moet huil nie. Ek staan in die reënboog. Hier sal ek Sy almal staan asseblief. in ons jou huis. Ek kom jy volg die regpad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was algemeen. En ek weet jy